ek hou van brood. Almal hou van lekker brood, veral as dit so vars is, né? As jy daar by die bakkery verby stap en jy kry daai reuk. Dis nie deel van jou inkopieslys nie. Jy weet, luister nie, maar jy kan nou nie anders nie. Okay, ons op skool het ons almal wat gekry? Toebroodjies, né? Jy het 'n toebroodjie gekry. Party toebroodjies is beter as ander. Ek gaan nie jok nie. Okay, ek kan onthou op 'n stadium my pa het alles geviespuist. Nou jy viespuist, né? Alles geviespuist, okay? En of jy kry bovrol, jy weet, Marmite, bovrol, daai julle dit nog op 'n toebie. Okay? En 'n sandwich spread. As jy lief is vir sandwich spread, ek ken 'n baie goeie sielkundige. Okay, dan kry jy kaas smeer, nie te bad nie, okay. As jy nou fancy was, het jy almal 'n kaas toebie gekry. Dan die res van die kinders vir jou so gekyk, die mense is ryk. Alright. Jy weet Amerika is groot, hulle is groot op PB&J, né? Wat's PB&J? Peanut butter and jam. Maar ons is Suid-Afrikaners. En ons doen Shona, kom gou hier. Kan ek sien wie het al 'n braaibroodjie gekry? Jy's baie welkom om daai braaibroodjie voor almal te eet. Kyk, Shona, wat is op die spyskaart? Wat's op jou braaibroodjies vanoggend hier? Ek wil net gehoor. Dis 'n kaasie, 'n eiertjie, tomatie, bietjie bladjaan en dan botter aan die buitekant. Jy moet dit nou doen soos 'n advertensie, my pel. Jy moet dit amper seksie doen. Jy moet sê, eerstens is daar kaas. En geen braaibroodjie is 'n braaibroodjie sonder 'n tamatie. Okay, wie's nou honger? Shona, gaan gee 'n bietjie vir mense 'n paar braaibroodjies daar. Okay. Dis nie 'n braaibroodjie nie, dis 'n draaibroodjie, want jy moet die hele tyd draai. Ja. Ek wil net sê, as jy iemand wil kry wat kan brood bak, is dit Sean. Daai man kan brood bak. Dit herinner my aan 'n insident in my huis. So, my vrou sal seker nou na die tyd vir my 'n bietjie vies wees, maar ek weet sy's lief vir my, maar ek sal nooit vergeet nie, ons sit een keer en ons sit 'n klomp young adults daar, en kyk, sy weet presies waarvan ek gaan praat. En ons sit op die bank en almal maak hulle eie braaibroodjies. En daar's 'n dame, Lucy, sy maak regtig 'n lekker braaibroodjie. En ek is 'n tipiese man en ek sê die heeltyd hoe lekker Lucy se braaibroodjies is. So almal gaan huis toe en ek sien my vrou is ontsteld. En ons moet weet wat dit is. Jy weet, ons moet net weet, okay? En in die einde hoor ek hoe sy vir my sê, ja, Lucy se braaibroodjies is mos lekker, né? So ek wil nou asseblief voor almal in die publiek verklaar, my vrou maak die lekkerste braaibroodjies. Ek dink ek gaan 65 jaar oud wees in die aftreeoord en sy gaan nog vir my kyk en sê, Lucy se broodjies, né? As jy nog nie agtergekom het nie, ons praat vanoggend oor brood. Oor brood. En ons gaan beweeg, brood is deel van die geskiedenis. Ons kry dit al baie lank terug wat brood was op 'n stadium die hoofvoedselbron van baie lande gewees. Ons as Suid-Afrikaners is baie bederf met vleis en met, ek was nou die dag, nee, okay, wag, dis 'n storie vir 'n ander dag. Ons gaan nie vandag stories met Bram doen nie. Okay, so brood is deel van die samelewing en ons gaan begin in Eksodus 16 vers 4 en net 'n bietjie geskiedenis. Die Israeliete is honger, hulle is in die woestyn, hulle kla, hulle is honger. En soos kinders, julle al groot kinders sê, mamma ek's honger, mamma ek's honger. Okay. Hulle kla, hulle is honger en die Here voorsien deur 'n wonderwerk vir hulle. Maar T's and C's apply. Dit is nie net van God gee dit vir hulle nie, daar's sekere riglyne saam met dit. En ek wil hê ons moet dit saam lees. Toe het die Here vir Moses gesê,
Let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. En die dag se voorraad optel. Nie die jaar nie, nie die 10 jaar nie, die dag. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. Hoekom doen God dit? Hy probeer iets vir die Israeliete leer van hy is 'n God wat daagliks sal voorsien vir hulle. En hulle moet vertrou. Hulle moet vertrou. Maar ongelukkig, ons as mense het vlees, en ek praat altyd van, ons praat van die brood van die vlees, ons wil altyd meer hê. Het God al ooit nie vir ons voorsien nie? Hy het nog altyd vir ons voorsien. Maar ons is asof daar so 'n greed so maklik in ons ontstaan. En waar kom dit vandaan? Dit kom van ons vlees. Miskien is jou ding nie brood nie. Kom ons vat iets anderste. Julle chips is my dood. Moenie 'n chip pakkie halfpad oopmaak en vir my sê ek moet helfte eet nie. Ja, jy weet self besig, dan sit hom in die kas, dan sit ek op die bank, hoor ek, Bram. Okay, wat is dit? Dis die vlees. Dis nie die Here nie, okay? Dis die vlees. En daai vlees is altyd geneig om te gaan na greed. Genoeg is nooit genoeg nie. Inteendeel, God gee die opdrag om te sê dat elke dag, nou as daar mense, hulle raak greedy, die woord sê, en hulle het meer opgetel as wat hulle moes, en die volgende dag was dit sleg. En God was kwaad vir hulle. Die enigste dag wat hulle meer kon optel is vir die Sabbat, sodat hulle kon rus. Sodat hulle kon rus. En ons gaan altyd hierdie vleesgedeelte van ons hê, wat sal stry vir meer, genoeg. Maar vir 40 jaar lank voorsien die Here vir die Israeliete. Fisiese brood is deel van om ons vlees in stand te hou, en dis goed so, God sê nie, jy gaan sonder brood gaan nie, maar hy wil hê, jy moet iets leer van, ek sal daagliks vir jou voorsien. Jesus se gebed is, gee ons weeklikse brood. Ons daaglikse brood. En jy kry hierdie daaglikse gedeelte reg deur die Bybel. Wat was die mens se grootste val gewees in die tuin? Kos. Kos. Daar was klomp gewees, meer as genoeg. Maar wat gebeur as ons as mense, asof ons gesê word, jy mag nie daarvan eet nie? Nou wil ek dit hê. Is dit nie so nie? Hierdie week kan ek nie chocolate eet nie. En gewoonlik eet jy nooit chocolate nie, maar daai week, wat wil jy hê? Chocolate. Okay, it is your flesh. Jesus, ons kry hierdie gedeelte, Jesus word deur die Heilige Gees gelei vir 'n periode van afsondering. Ons is in die familie gemeente glo regtig in 'n tyd van afsondering. Dis hoekom ons silent retreats het, dis hoekom ons vir 3 dae weggaan, net om die Here te gaan soek. Daar's nie prediking nie, daar's nie teachings nie, ons is besig om stil te word, want ons verlang na God. En ons kry Jesus, hy word gelei deur die Heilige Gees, vir 'n seisoen van waar hy in die woestyn ingaan, sonder kos, want hy is besig om in 'n tyd van afsondering in te gaan, om God se wil te soek. En in hierdie seisoen, wat gebeur? Hy is mens en God, hy word honger. En nou is dit 'n baie interessante ding wat hier gebeur. Waarmee versoek God Jesus eerste? Kom ons kyk gou, Matteus 4 vers 3 tot 4. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So is daar nou iets fout met kos? Glad nie.
Maar hierdie was juis 'n tyd van afsondering. Dit was nie deel van die plan nie. En wat is die eerste versoeking wat kom? Net soos wat dit Adam en Eva was, is kos. So dit was belangrik vir hierdie om te gebeur, sodat Jesus, die Seun van God, dit kon oorkom. Want ons kon dit nie doen nie. Ons kon dit nie doen nie, ons vlees het ingegee. Die vlees gaan jou altyd honger los. Het gaan jou altyd honger los. Hoe weet ek iets is van die vlees af? Wanneer ek sê geld is nooit genoeg nie. Ek kan onthou, julle, as jy jonk is, dan is jy maar stupid, hè. Ek weet julle is nie so nie, so ek kan dit ek, maar ek kan onthou, toe ek nog jong was, 18, 20 jaar oud, toe sê ek vir my eendag, as ek daai salaris kry, dan gaan ek genoeg hê. En dan kom jy, dan kry jy daai salaris, en dan kry jy kinders. Okay? En dan is dit wat? Nie genoeg nie. So greed sal altyd nog wil hê. En dit is die vlees. Wanneer dit kom by ander goed, byvoorbeeld soos aanvaarding van mense. Jy wil net raak gesien word. Julle, dis 'n generasie vandag, ek besef ek raak oud, maar ek sukkel. Waar is my foon? Gee my foon gou weer. Ek wil vandag 'n baie ernstige ding vra. Ek besef ons moet foto's neem in die lewe. Maar ek vra met die diepte hart binne in my. Het jy nodig om by elke liewe aktiwiteit so te staan? Ons stap in die lughawe, julle, dis net fone. En dis net foto's. Ek wil jou uitdaag. Why? Ek stel nie belang in wat jy eet nie. As jy op vakansie gaan, great, moet my nie jaloers maak nie. Maar dis asof ons hierdie behoefte het, ons wil net gesien word. Ek het 100 likes hier en dan wil ons nog goed opsit. En dit, waar kom dit vandaan? Baie keer is dit, en hoor my hart, dis goed om off te show, almal van ons show of met ons kinders, almal dink hulle donkies en resies perd, ons almal doen, okay, just, ek verstaan dit. Maar die oomblik wanneer daai ding in jou inkom, dat jy net die heeltyd gesien wil word, en jou identiteit word daardeur bepaal, then you on the wrong path. Dis die vlees. Die vlees soek die heeltyd daai hartjie, daai shop. Ek weet regtig nie waar ouens tyd kry in die gym nie. Ek gaan dood. Ek haal diep asem. Ek weet nie hoe neem jy foto's nie. Ek regtig. Sorry. Okay. As jy gemorskos eet, wat gebeur? Julle, ek sukkel ook met pizza, right? Jy soek nog. Jy soek, dis die vlees. It will never ever be satisfied. Ek ken ouens wat drink, dis nooit genoeg nie. 1 bottel, 2 bottels, 3 bottels op die vloer. Dis jou vlees. En wanneer God sê jou daaglikse brood, wat God eintlik vir ons sê is, ons het nodig om daagliks onsself op te offer vir hom. Daagliks. Hoor wat gebeur hier, so Johannes 6 vers 47 sê, Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe, ek is die brood van lewe. Julle vader het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Hulle het die brood gekry, maar hulle het nooit die beloofde land gesien nie. Want hulle vlees wou nie sterf nie. Hulle vlees het nog steeds gegaan, ek soek wou nog steeds nie God glo as die voorsiener nie. En as gevolg van dit, het hulle gesterf. Nou gaan dit verder. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die brood, die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot ewigheid. En die brood wat ek sal gee, hy sê, en die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld
sal gee. So hier kom God en sê, as jy daai gaan volg en die hele tyd jou vlees gaan jy sterwe, maar as jy na my toe kom, die brood van lewe, dan sal jy vir ewig lewe. Hy is die brood van lewe. Johannes 6 vers 28 sê, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en glo? Wat werk u? Ons Vader het die manna aan die woestyn geëet, soos geskrywe is. Ons gaan nou terugkom na hierdie gedeelte toe. Hy sê, hy het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Nou net gou 'n bietjie agtergrond wat actually hier gebeur het. Hier is actually besig om 'n skimp te gebeur. Ek sien nou Shona loop partykeer die deur, dan kyk party van julle so. Ek sien daai kat met die groot oë, wat is daai? Puss in Boots. Okay. Het julle al ooit gehoor van 'n skimp? O, dames, julle weet hoe om te skimp. Mans word vinnig mense. 'n Mens kan hierdie bank hiernatoe skuif. En 'n mens kan hierdie ding hier ophang. Ken julle 'n skimp? Of liefie, is jy nie lus vir koffie nie? Right, ons weet van hoe om te skimp. Maar hier in hierdie gedeelte, net voor hierdie gedeelte, het Jesus 2 keer die wonderwerk laat gebeur, waar hy brood verneder het vir die mense. Hy het hulle gebless met 'n maaltyd. Dis baie interessant, hierdie mense vra nie vir hom om 'n wonderwerk, wat se wonderwerk kan hy nou vir ons wys? Hulle vra nie, bring vir ons 'n genesing nie, hulle vra nie vir ons, dryf duiwels uit nie, wat vra hulle? Maar God het vir ons manna gegee. Hulle wil eintlik hê God moet weer daai wonderwerk doen van die broodvermeerdering. Wat soek hulle? Hulle soek die vlees. Hulle soek die vlees. Nou sit party van ons vanoggend hier en ons sê vir onsself, "Sjoe Bram, dis verskriklik." Sis. Skus, ek het 'n vlees oomblik gehad. Nou sit vanoggend by ons vandag hierso en raai wat? Wie hoeveel keer sien ek dit by Christene? Alles oukei gaan. Ons vleeslike behoeftes word voorsien. Dit gaan goed in die besigheid. Ek kan alles doen wat ek kan doen. Ek kan op vakansie gaan. Raai wat gebeur met sulke mense se kerk wanneer hulle kerk toe gaan? Dit gaan af. Maar die oomblik wanneer dit sleg gaan, wanneer ons vleeslike behoeftes nie aan voorsien word nie, wat gebeur? Ons is terug in die kerk en ons sê, ag Here, help ons asseblief. Maar dis net ons wat dit doen. Julle doen nie sulke goed nie. Is dit nie so nie? En dis daai ding van, ek soek die krag van God, maar ek soek nie eintlik vir God nie. Ek wil hê hy moet in al my vleeslike behoeftes voorsien, maar ek wil nie eintlik doen wat hy vir my sê nie. Dit raak stil vanoggend. En ons almal val so maklik in daai lokval. Hulle vra vir hom, vir die manne, hulle soek nou weer 'n freebie, hulle skimp vir dit, maar Jesus sê, ek het nie gekom vir dit nie. Ek het gekom om vir julle baie dieper brood te gee, die brood van ewige lewe. Ek het julle gekom om vir julle geestelik te gee wat julle nodig het. Maar hier is die ding met brood. Dit help nie net jy kyk vir brood nie. As jy honger is en jy kyk net vir brood, ja, dis lekker brood hierdie. Hierdie brood is vars gebak. Jy kyk daarvoor en sê, dis lekker. Maar jy is honger.
maar jy doen niks nie, gaan jy honger bly. Maar dis wat ons baie keer doen as Christene. God sê ek is die brood van lewe, en ons kan nie verstaan hoekom is ons honger in die lewe nie. Ons is nog steeds honger, die goeders is net nie vir ons goed genoeg nie. You know why? Because you've seen, but you've not tasted yet. Jy kyk na die brood. Die brood so mooi, dis so wit, dis so fluffy. But you're not eating it. Wanneer dit kom by dit, beteken dit as ek die brood van lewe eet, beteken dit ek volg vir Jesus en ek doen wat Jesus gedoen het. As Jesus lief was vir mense, dan is ek lief vir mense onvoorwaardelik. Weet jy wat gebeur as jy lief is vir mense en jy verwag niks terug nie? Jy word gevul met iets wat ek nie vir jou kan beskryf nie. It's better to give than to receive. Wanneer jy begin om te sê, ek vergewe mense, nie omdat dit van my verwag word nie, want ek wil dit doen, want ek eet die brood van lewe, en dis wat God van my verwag, dan word ek gevul met 'n vrede, wat alle verstand te bowe gaan. You've got to eat the bread. Maar ons gaan deur die lewe en God sê, hy is die ewige lewe, but we are not practicing what he's telling us, en dit los ons baie keer selfs as Christene nog op 'n baie hongerplek. We are not tasting and seeing. Ons is nie gefokus om op mense na die evangelie te bring nie. Ons neem nie deel aan 'n fellowship nie. Julle as daai deur oopmaak en die pastoor sê amen, dan is ons gone. Gaan nie nou koffie drink nie. Dis dinge om te doen. Dan kom jy by die huis en dan val jy op die bank neer. You got a fellowship. It's deel van die plan van God. En laastens is deel die brood van lewe. Johannes 6 vers 25 tot 27 sê, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Nou hoor hierdie is so mooi. Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which is the Son of Man will give you. For of God the Father has placed the seal of approval. So hy sê, die disippels soek my nie oor wat ek vir hulle kan doen nie, maar omdat hulle getoets het en gesien het die brood van ewige lewe. Ons het baie keer nodig om ons hart te ondersoek, om te sê, volg ek God oor wat hy vir my kan doen, of volg ek God, want hy is die brood van lewe. En ons maak foute, ek noem dit my geloofstantrums. Geloofstantrums. Het julle al geloofstantrums gehad? Ek het dit al gehad. As die Here nie doen wat ek wil hê nie, dan wat gebeur? Ek gaan nie meer kerk toe gaan nie. Die Here doen niks vir my nie. Ek gee my 10de al vir jare, hy doen niks. Ek wil vandag vir jou sê, jou hart is nie reg nie. I'm not following God for what he can do for me. I'm following God because he's God. He's my Father and he loves me. Taste and see that the Lord is good. Nou, wie van julle wil 'n braaibroodjie hê? Kan ek gou sien? Braaibroodjie hê? Nie skaam wees nie, braaibroodjie hê? OK. Dink julle dis regverdig dat sekere mense 'n braaibroodjie kry en ander nie? Ek sê vir Dion dat ek gaan nie vir almal braaibroodjies gee nie. Dion se liefdestaal is kos. Hy kyk na my en sê, "Bram, jy kan nie dit doen nie." Steek gou op, wie wil 'n braaibroodjie hê? Sona? Wie van julle is nou honger? Wie van julle gaan braaibroodjies maak as jy by die huis kom? OK, kyk na my vir 'n oomblik, want ek wil hê hierdie moet binne in jou hart insik. Moenie kyk vir Son nie, kyk vir my. Kyk gou vir my. Hoe regverdig is dit? Dat 'n wêreld honger is vir 'n antwoord.
En ons is selfsugtig en ons is nie besig om die brood van lewe uit te deel nie. Ons dink mense is nie honger nie. Die mense by jou werk is honger. Hulle is honger na die brood van lewe. My vraag aan jou is jy besig om hierdie brood vir hulle te gee? Ek gaan afsluit met hierdie een. So hierdie is baie interessant. Ekskuus, ek gaan net myself roem. Jesus vat die brood van lewe en hy verbind dit met vergifnis. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe die wat teen ons. Nou, hierdie brood, die matzak, dit praat eintlik van the unleavened bread. Jesus vat daai brood by die tafel en hy breek dit en hy sê, hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek het, te vergifnis van sonde. Nou, waar is Jesus gebore? In 'n stal, okay. Bietjie meer groter, in watse dorp? In Bethlehem, okay? Ek kom van Bethlehem af, so, ekskuus, hy's Nazareth, ja, Bethlehem. So, wat beteken Bethlehem? As jy direk gaan vertaal, beteken dit huis van brood. Huis van brood. Nou, as jy iets bietjie dieper wil weet, die Hebreëse letters wat ons gebruik het 'n numeriese waarde. En as jy daai waarde gaan optel van Bethlehem, kom dit neer op 490. Ek weet nou party van julle soos Bram, ek het so lank klas wiskunde gedoen. Just stay with me, okay? Kom dit neer op 490. Die tamien woord, die Hebreëse woord vir perfek, as jy die numeriese waarde gaan bymekaar tel, kom uit op 490. So huis van brood, brood van lewe, die perfekte lam, 490. Die volmaakte lam. Hoeveel keer sê Jesus moet ons vergewe? Dit kom neer op ek glo nie per toeval nie. Christus het juis gekom en was gebreek vir almal. Vir almal. Want hy het geweet, daar's 'n honger binne in ons wat net hy kan vervul. En vandag sit jy miskien hier en you're going through the motions. Jy kyk na die brood, but you're not eating it. You're not experiencing it. Ek wil vandag vir jou bid. Wil jy nie ervaar hoe Jesus die brood van lewe is nie? Hoe lief hy vir jou is, dat hy alles opgegee het vir jou, sodat jy nooit weer sal dors en honger nie. Hou op om van die wêreld te gaan eet, want jy gaan altyd honger bly. There's only one that can fulfill you. Ek wil vra alweer, kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik.